Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week doen ons die volwasse Sabbatskool studie van die 7de dag Adventiste Kerk. Die doel van hierdie program is om die ewige evangelie, Jesus sy waarheid, sy liefde, met soveel Afrikaanse mense te kan deel as moontlik. Jesus is lief vir Suid-Afrika, vir Afrikaanse mense. Ons gaan nie ophou en opgee om die evangelie met Afrikaanse mense te deel nie. Jy kan hierdie program ondersteun deur asseblief vir ons op die like knoppie, die duim knoppie te druk. Deel dit asseblief met jou Afrikaanse vriende en familie. Lewer vir ons kommentaar, al is dit enigiets eenvoudig soos amen, dankie, van waar jy luister. Dit wys vir YouTube dat jy glo hierdie video was die moeite werd gewees en dan gaan YouTube hierdie video nog meer en meer Afrikaanse mense wys. En so speel jy dan 'n rol sonder dat dit jou enigiets kos om die evangelie met meer en meer mense te kan deel. Voordat ons gaan begin met hierdie week se les, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer tyd kan neem om 'n bietjie les te gesels. Soos wat ons elke week doen, vra ons weer eens vir die gawe van die Heilige Gees om ons te leer wat waar is sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Ek bid en ek vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Vir die van julle wat nog nie gekyk het nie, die boodskappe van die Dan D Tienerweek is nou beskikbaar op YouTube, op die Engelse kanaal wat ek het, Armin Kritzinger. So ek gaan links vir daardie video's, daar's 12 boodskappe, gaan ek in die kommentaar deel van hierdie video sit. Heel bo sal jy dit vind en ook in die deskripsie van hierdie video. So jy kan op enige twee van daai links klik en dit sal jou onmiddellik vat na daardie boodskappe van Dan D se Tienerweek. Nou onthou, ons is nou in die 3de kwartaal van 2026. Ons is besig met 'n reeks van 13 lesse oor 1ste en 2de Korintiërs. Laasweek was dit les nommer 4, 'n lekker moeilike les gewees oor seksuele immoraliteit in die kerk of sonde in die kerk. En hierdie week spring ons terug na les nommer 5. Alles tot eer van die Here. Nou daardie frase, as julle gereeld na my luister of na Gesels Bietjie Les, dan sal julle sien ek gebruik nogal gereeld daai frase, alles tot die eer van die Here. Dit is soos 'n lese vir my in my lewe, dat Jesus moet bo alles wees, hy moet die belangrikste wees, dan sal die Here mooi na ons kyk, hy sal mooi vir ons sorg, wanneer ons al die eer en die glorie vir hom gee. Nou ons geheelteksvers is 'n baie bekende vers, 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 31, of julle eet en of julle drink, of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. As ek na daardie geheelteksvers kyk, dan sê dit onmiddellik vir my, dat daar's nie ietsie soos, ag, hierdie is nou maar klein, jy weet, dis onbelangrik nie. Nee, die Bybel sê vir ons, of jy eet of jy drink. So, of jy eet of jy drink is belangrik in terme van jou verhouding met die Here. Hoekom? Want jy moet dit doen tot eer van God. Dit is die belangrike beginsel daarso. Of wat ook al ons doen, alles moet gedoen word tot die eer van God. So baie keer gaan vir mense vir jou sê, asseblief, moet net nie praat oor gesondheid of al hierdie tipe dinge nie. Maar hoe kan ons dit dan nie doen nie? As die Bybel daar so duidelik vir ons sê, dat of ons eet of drink of jy oefening doen of wat ook al jy doen, alles moet jy doen tot eer van die Here. Nou Sabbatmiddag sê dit daarso vir ons, jy weet, laas week in hoofstuk 5, 6, het ons gekyk na die seksualiteit of sonde in die kerk. Nou hierdie week in hoofstuk 8 tot 10 sluit dit daardie bespreking af en dan terselfdertyd gaan Paulus bietjie van die vrae beantwoord wat mense vir hom ingestuur het daarso, soos wat ons kan sien in hoofstuk 7. So hierdie antwoorde neem basies die res van 1 Korintiërs in beslag. So ek neem aan, na dit gaan ons seker maar oorbeweeg na 2 Korintiërs toe. So 1 Korintiërs hoofstuk 7 is dus soort oorgangshoofstuk wat die twee onderwerpe, seksuele losbandigheid of immoraliteit en afgoderry onderling verband hou. Nou dis baie duidelik, liewe kyker by die huis, dat as ons kyk in die geskiedenis, as ons kyk in die Bybel, sien ons dat seksuele losbandigheid en afgoderry gaan baie dikwels hand in hand met mekaar. Die gees van profesie praat ook daarvoor, dat weet baie keer as mense die afgode aanbid het, dan was dit basies deel van hulle afgode diens omtrent gewees, al hierdie vreemde seksuele losbandige aktiwiteite wat hulle in deel geneem het. Nou ek gaan ook hierso bietjie vorentoe stap en ek gaan sê, weet julle wat, as ek kyk na my persoonlike ervaring in die wêreld en mense wat ek nou mee te doen gehad het, dan kan ek regtig sien dat dit lyk vir my asof meeste van die tyd, nie altyd nie, maar meeste van die tyd lyk dit asof mans sukkel met seksuele losbandigheid en dit lyk vir my of die teenoorgestelde geslag, dit sal nou die dames wees, asof baie van hulle, nie almal nie, maar baie van hulle sukkel met afgoderry. Nou jy mag miskien wonder, hoe sukkel die dames met afgoderry? En ek sal sê dis liefde van geld. Het lyk vir my asof daai twee dinge regtig uitstaan probleme is vir die twee geslagte in die wêreld. Seksuele sondes vir die mans en die liefde van geld vir die vrouens, wat 'n afgod basies is. Ek sê nie, dis vir almal so nie, so moet nou asseblief nie persoonlik vat of enigiets soos dit nie, maar dis ietsie wat ek duidelik uit my persoonlike ondervinding kan sien, en miskien het jy dit ook nou al agtergekom.
en dit hoef nie so te wees nie. Daar's hoop vir ons, soos wat ons laasweek gesien het in les nommer 4 en ook weer hierdie week gaan sien in les nommer 5. So die Nuwe Testament het sommer 'n hele paar plekke wat dit daarso vir ons gee. Die les gee vir ons die verwysings daarso waar hierdie twee dikwels saam genoem word, afgodery en seksuele losbandigheid. So terwyl Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 5 tot 7, meestal laasweek se les, grootendeels die vraagstuk oor onsedelikheid behandel, fokus hy in 1 Korintiërs hoofstuk 8 tot 10, dis nou les 5 hierdie week, meerendeels op afgodery. En hy sê dat Christene beide hierdie sonde moet ontvlug. Ek bedoel, dit maak nou mos net logies sin. Dit maak nie saak of dit iets 'n groot sonde of 'n klein sonde, wat ook al dit is nie. Enige sonde, alle sonde se loon is die dood. So of dit nou afgodery is of seksuele losbandigheid, ons moet dit alles ontvlug. Nou hierdie laaste paragraaf is eintlik heel interessant, en veral as jy gaan kyk hoe dit in die Engelse les gesê word. Dit sê vir ons die manier om seksuele losbandigheid te ontvlug is basies deur jou liggaam as 'n tempel van die Heilige Gees te gee, en dan hierdie week gaan ons sien die manier om dan te vlug van afgode is om alles te doen tot die eer van God. Nou daai twee idees is nie aparte idees wat heeltemal onafhanklik van mekaar is nie. Die gedagte dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is en die gedagte dat jy alles doen tot die eer van die Here, daai twee gaan hand in hand aan mekaar, hand in hand saam. So as jy jou liggaam gee as 'n tempel van die Heilige Gees, dan gaan jy natuurlik alles doen tot die eer van God, want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. So of dit nou seksuele losbandigheid is, of dit nou afgodery is, dit maak nie eintlik saak watter sonde dit is nie. As ons liggaam gee as 'n tempel van die Heilige Gees en ons doen alles tot eer van God en ons maak staat op die skepende krag in sy woord, dan is daar oorwinning vir ons. Ons kan 'n nuwe persoon wees. Die Sondag se titel van die les is Kennis teenoor die liefde. Nou ek wil net duidelik hierso sê aan die begin van Sondag, die lesse idee is nie regtig dat, jy weet, ons met die een hê in plaas van die ander een nie. Ons gaan duidelik sien hierso in die les dat ons het albei van dit nodig. Ons het kennis met liefde nodig. So ek dink die manier hoe dit daarso vertaal is, kennis teenoor sonde, dis amper asof hulle teen mekaar met mekaar stel, en dit is nie so nie. Ons kort liefde saam met kennis, nie kennis sonder liefde of liefde sonder kennis nie, maar albei van hulle is vir ons nodig. So kom ons kyk daarna 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 1 tot 13. So dit gaan 'n mondvol wees. Waarom kontrasteer Paulus kennis met die liefde? Binne watter konteks doen hy dit? Wat probeer hy hier tuisbring? So dis eintlik 'n baie belangrike boodskap wat hier uitkom in 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 1 tot 13. So ek gaan dit vir ons lees en dan gaan ek tot die beste van my vermoë probeer om dit in eenvoudige Afrikaanse kleuterskooltaal vir julle te kan verduidelik. So en met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. So kom ons kyk net gou vandag na daai eerste twee verse. So die konteks hierso in 1 Korintiërs hoofstuk 8 is afgode kos wat aan die afgode geoffer word. So ek weet die Afrikaans sê daarso offervleis, maar as ons gaan kyk, dan praat dit oor kos oor die algemeen. So dit hoef nie net noodwendig weet vleis nou van diere te wees of enigiets soos dit. Dit kan groente of vrugte wees of enigiets soos dit. En hierdie kos word aan die afgode geoffer. En dan sal die mense dit of as 'n manier van aanbidding aan hulle geoffer het, of die mense sou dit geëet het, of vir 'n priester miskien gegee het om dit te eet. En dit het gewys hoe hulle eerbied aan hierdie afgode wys. So dis baie belangrike konteks soos wat ons kyk hierso na hoofstuk 8. Nou baie van ons natuurlik bly nie in lande waar mense mee dit doen nie. Hulle doen nie afgode kos wat hulle offer aan die gode nie. Nou ek is nou maar een van daai mense wat in so 'n tipe area van die wêreld bly. So elke dag as die mense wakker word, gaan hulle na hulle beeltjies toe en hulle sit vrugte en groente en drankies en alles sit hulle daar buite vir hulle afgode neer. So dit is die belangrike konteks. En dan sê dit hierso vir ons in vers 2 dat as iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks soos 'n mens behoort te weet nie. Hoekom? Want die kennis maak opgeblaas. So baie keer dan word mense baie trots as gevolg van die kennis wat hulle hierso het. En hierso probeer hy hierdie mooi balans tref vir ons tussen kennis en liefde. As jy net die kennis het, maar jy het nie liefde nie, dan beteken dit niks. En dis eintlik 'n soort gelyke idee wat ons gaan sien in hoofstuk 13. Daardie hoofstuk mos oor liefde. As jy die profeseë ken, as jy dit weet en dit doen en dat doen, maar jy doen dit nie uit liefde nie, dan beteken dit eintlik niks. So ek spring nou eintlik bietjie voor, ons is nou nog nie daar in hoofstuk 13 nie, so dit gaan nog later kom, seker in 'n volgende les, miskien les 6 en 7, maar dit is ook belangrik om te noem hoe dit te doen het met wat hier aangaan in hoofstuk 8. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Want dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie, behalwe een. So Paulus sê, ons weet mos nou, dat afgode is mos nou eintlik maar net klip en hout en beeltjies. Hulle bestaan nie regtig nie, daar's geen ander gode nie, daar's net een, die skepper God. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom.
Die kennis is egter nie in almal nie. So, daar's party mense, vir al die heidense mense, hulle weet mos nou nie dat daar's net een skepper God nie. Hulle dink miskien regtig weet dat daai beeldjie van hulle is regtig een of ander God. Maar sommige, nog altyd bewus van die afgod, eet dit as 'n afgodsoffer en hulle gewete wat swak is word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. So onthou, die konteks hierso gaan nie oor gesonde kos en ongesonde kos en dit maak nie saak of jy gesond of ongesond eet nie. Nee, die konteks hierso is as mense kos offer aan 'n afgod, die persoon wat daai kos eet, 'n appel eet wat aan 'n afgod geoffer is, of 'n persoon wat 'n appel eet wat nie aan 'n afgod geoffer is nie. Daai appel is mos nou maar net eintlik wetenskaplik is hulle mos nou maar net presies dieselfde. Daar's geen iets spesiaal aan die een wat aan die afgod geoffer is of iets spesiaal aan die een wat nie aan die afgod geoffer is nie. Nou ons weet dit. Ons as Christene, ons weet dit want ons ken die Skepper God, ons weet hy is die enigste God, maar die ander mense, hulle weet dit nie miskien nie. Want hulle dink, jy weet, dat hulle God is 'n regte God, en hy het nou hierdie kos van hulle geseën, so nou maak dit spesiaal. Kom ons kyk wat sê dan vir ons in 9 en 10. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle, dis nou vir ons wat weet dat afgode nie waar is nie, regtig is nie, dat dit niks aan die kos doen nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou wat kennis het aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie, en moet die swakker broeder vir wie die Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis, maar deur so teen die broeders se sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Nou onthou liewe kyker by die huis, hierdie is nou nie, gaan nou nie oor vleis en nie vleis of enigiets soos dit nie, het gaan net basies oor kos. So kom ek probeer dit so eenvoudig as moontlik verduidelik in kleuterskool Afrikaans. As jy sien hoe iemand kos offer aan 'n afgod, en dit 'n deel van hulle aanbidding aan daardie afgod te doen, hulle eet van die kos en die offer aan die God of wat ook al, en dan kom hulle na jou toe en hulle gee vir jou daai kos. Nou wil hy, jy moet dit eet. En in hulle gedagtes, glo hulle en dink hulle dat as jy nou daai kos gaan eet, wys jy eerbied en respek en aanbidding aan hulle God. Dan sê Paulus hierso vir ons, dis beter vir jou om dit nie te eet nie. Al weet jy dat hulle God is nie regtig waar nie, dat daar's niks fout met die kos nie, wetenskaplik is 'n appel heel moontlik baie wonderlik vir jou. Die feit is dat daardie persoon, ons gaan 'n struikelblok vir hom wees. Ons gaan die impressie gee dat ons besig is om iets verkeerd te doen. Hulle gaan dink dat ons wys eerbied aan hulle God, dat ons aanbid hulle God, en dit gaan moeilikheid vir ons veroorsaak in die evangelie boodskap wat ons dan later weer wil oordra natuurlik aan daardie persoon. So 'n baie eenvoudige praktiese Bybelvoorbeeld wat ons daarvan het, is eintlik in Daniël hoofstuk 1. Nou ek weet baie keer wanneer ons praat oor Daniël hoofstuk 1, dan praat ons oor Daniël en sy vriende wat nie koning Nebukadneser se kos wou geëet het nie, omdat dit nie gesond was nie. En ja, dit is waar, ek is doodseker dat daar was onrein kos gewees, onrein vleis gewees onder sy kos wat hy vir hulle gegee het, miskien op baie gesonde manier voorberei en al daai tipe dinge nie. Maar miskien was dit tog 'n piesang of 'n appel of iets soos dit wat hulle kon geëet het en net die sagte dinge kon vermy. Ons hoef nie daaroor te bespiegel nie, want die gees van profesie sê vir ons in Profete en Konings, in daardie boek, 'n fantastiese boek, lewer dit vir ons kommentaar oor Daniël hoofstuk 1 en dit vertel vir ons dat een van die hoofredes hoekom Daniël en sy vriende nie hulle self wou besoedel deur die koning se kos nie, is omdat Nebukadneser as 'n afgodedienaar daardie kos van hulle was aan die afgode toegewy. En so Daniël en sy vriende het geweet dat hulle gaan 'n struikelblok wees vir die mense in Babylon, want daardie Babylon mense wat hierdie afgode kos eet as 'n manier om eerbied te toon of te aanbid of wat ook al dit mag wees, want dan dink en glo dat Daniël en sy vriende wys ook eerbied aan die Babiloniese gode. En so het hulle liewers gevra vir hulle eie kos wat nie aan afgode geoffer was nie en wat heel moontlik ook gesonder was as wat die koning vir hulle wou gegee het, nie onrein vleis en alkohol en al daai tipe dinge nie. Ons sien hierdie beginsel ook later met die goue beeld wat Daniël se vriende neer moes gebuig het. Hulle kon nou maar net neergebuig het en gebid het vir liewe Jesus en nie gebid het vir die goue beeld nie, maar hulle wou nie daardie indruk vir die mense gegee het dat hulle is besig om eerbied te toon aan hierdie goue beeld nie. Hulle wou nie 'n struikelblok vir ander mense gewees het nie. So dit is so ernstig Daniël en sy vriende in hoofstuk 1 en dan ook met hierdie goue beeld, hulle invloed op ander mense, die beeld wat hulle gewys het vir ander mense geneem het. Ook later in Daniël hoofstuk 6, as dit kom by die leeukuil, nadat Daniël uitgevind het van hierdie reël wat basies jy mag nie bid weet vir enige ander god of koning of enigiets soos dit vir die hoeveelheid dae nie, het hy teruggegaan na sy huis toe op dieselfde plek het en nog steeds gebid by 'n oop venster. En baie mense wonder, hoekom het hy nie net in sy kamer ingegaan ergens waar ander mense hom nie kan sien nie, net sodat hy die probleme kan vermy nie.
want dit is dieselfde beginsel. Hy wou nie 'n struikelblok gewees het vir daardie mense in Medo-Persië, dat hulle gedink het, okay, ons was nou suksesvol gewees, ons het nou dit reg gekry dat Daniël nou nie meer na sy God bid nie. So hierdie idee van om nie 'n struikelblok vir ander mense te wees nie om die indruk vir ander mense te gee dat ons besig is om iets verkeerd te doen nie, is 'n belangrike punt wat ons hierso vind in 1 Korintiërs hoofstuk 8. So dit is die beste, eenvoudigste manier hoe ek kan probeer om hierdie vir julle te verduidelik. Maar as jy nou winkels toe gaan en daar's een of ander kos daarso by die winkels en hierdie kos by die winkels is nou geoffer aan een of ander god en jy gaan huis toe en jy het dit nou geëet daarso by die huis sonder dat enigiemand anders dit nou geweet het of gesien het, dan is dit mos nou 'n ander kwessie, want ons weet wetenskaplik het dit niks met jou te doen nie. Maar die les sê duidelik vir ons hierso dat die Bybel beskou die eet van kos wat aan afgode geoffer is in 'n uiters negatiewe lig. Nou ek dink om te sê 'n uiters negatiewe lig is 'n baie ligte manier om dit te stel. As ons gaan kyk daarso in Handelinge hoofstuk 15 en alles, is dit baie duidelik dat die Bybel vir ons sê dat ons moet dit vermy. Ons moet dit nie eet nie en die rede vir dit is as gevolg van die gewete van die ander mense, die heidense mense wat nou offers aan hulle afgode maak en dit is 'n manier hoe hulle dit aanbid. So as jy regtig sukkel om Sondag se deel van die les te verstaan, sal ek sê my opsomming sal wees dat ons as Christene het 'n verantwoordelikheid oor die indruk wat ons maak op ander mense, die voorbeeld wat ons stel vir ander mense, dat ons wat miskien baie kennis het en waarheid het oor baie wonderlike dinge, ons moet nie ons vryheid so misbruik dat ons 'n struikelblok vir ander mense word nie. Dan sê die les daarso aan die einde van Sondag vir ons, Paulus voer aan dat kennis afbreekend kan wees as dit sonder liefde bedryf word. Onder watter omstandighede kan kennis sonder liefde inderdaad afbreekend wees? En ek sal sê, enige tyd wanneer ons enige Bybelwaarheid met ander mense probeer deel, sonder dat die motief daarso liefde is om ander mense te help, om hulle nader aan Jesus te bring, dan gaan dit definitief skade lei. En ons het dit nou al baie keer gesien, mense is opgewonde oor die waarheid, en dan gaan hulle na hulle familie of vriende toe, en dan wil hulle dit met hulle deel, en nie altyd op 'n mooi regte manier of 'n liefdevolle manier nie, en dan doen dit baie keer skade. 'n Maandag se titel daarso is onbaatsigtige liefde. Nou dit is mos nou die beginsel van God se karakter, van sy wet, van sy koninkryk, so hierdie is 'n verskriklike belangrike onderwerp. Kom ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 1 tot 6 soos wat die les daarso vir ons vra. En hoe gee Paulus ons hier 'n praktiese voorbeeld oor die aard en werking van onbaatsigtige liefde? So kom ons kyk na daai verse. Is ek nie 'n apostel nie? Is ek nie vry nie? Het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie? Is julle nie my werk in die Here nie? As ek vir ander geen apostel is nie, is ek dit tog seker vir julle, want julle is die seël op my apostolskap in die Here. My verantwoording aan die wat my beskuldig is dit: het ons dan geen vryheid om te eet en te drink nie? Het ons dan geen reg om 'n suster as vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Sefas nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die handearbeid na te laat nie? So die les som eintlik vir ons verskriklik mooi hierso op. Hierdie regte wat hulle het, wat hulle gewillig is om een kant toe te skuif, die onbaatsigtige liefde as gevolg om die werk te bevorder vir die voordeel van die werk. So die eerste een hierso is die reg om te eet en te drink. So hierdie dui op hulle finansiële bystand in die algemene sin van die woord. As 'n apostel was Paulus geregtig op lewensmiddels verskaf deur diegene wat hy bedien het. Net soos wat ons vandag sien in die kerk, waar mense hulle tiendes en hulle offergawes gee vir die kerk, en die tiendes gaan na die konferensie toe, wat die stoorhuis is, soos wat gestem is deur die wêreldkonferensie, en dit help dan om ons predikante te versorg. So ander leiers van Paulus se tyd het op hierdie reg aanspraak gemaak. Tog het Paulus dit nie gedoen nie. Nee, ons sien dat hy tente gemaak en verkoop en homself so onderhou het. Nou vir die van julle wat my goed ken en wat gereeld na my luister, julle weet dat ek is 'n verskriklike groot aanhanger van hierdie metode van evangelisasie wat Paulus gedoen het, hierdie tent maak en verkoop. Ek hou van organisasies wat die Adventiste kerk ondersteun, wat hulle self ondersteun deur hulle self te ondersteun, deur om ietsie te doen om 'n inkomste te verdien en so hulle werk voort te sit. Ek sê nie dit is verkeerd nie, maar ek is baie versigtig vir organisasies, of hoe sal hulle nou sê, ministries, wat sê hulle self onderhoudend, maar hulle onderhou hulle self deur om net ander mense te vra vir donasies al die tyd. Ek dink dit kan baie gevaarlik wees, veral omdat die Bybel vir ons duidelik sê dat die liefde van geld is die wortel van alle kwaad, so dit is ietsie waarvoor ons moet uitkyk. So vir die van julle wat ken my sendingwerk en swaan, julle weet dat die tent maak en verkoop is die metode wat ek gebruik en verkies. So dis kom ek nie rondgaan en vir mense vra vir donasies of enigiets soos dit nie. Ons het 'n gesondheidsbesigheid wat ons gebruik dan om die fondse te voorsien vir ons evangelisasie wat ons doen in Asië en in die res van die wêreld. Dan die tweede een is die reg om medegelowige as eggenote saam met ons rond te neem. So dit is nou nie net een of ander 'n vrou van hier of daar nie, maar 'n getroude apostel, sy vrou kon hy saam met hom neem op sy sendingreise en aan die kerk se haar uitgawes gedek het,
En as hy dan getrou het, kon sy ook finansiële bystand gehad het, so sy reg wat hulle gehad het, wat hulle nou een kant gesit het, so ons sien hierdie onbaatsigtige liefde as gevolg van die manier hoe hulle in hulle situasie die beste die werk kan bevorder. Die reg om vir die gemeentes te vra om vir ons te sorg, sodat ons dan nie ook ander werk moet doen om vir onsself te sorg nie. So Paulus en Barnabas kon aandring om vir hul sendingwerk besoldig te word. Paulus het egter tente gemaak om homself te onderhou. Ongelukkig weet ons nie wat Barnabas se beroep was nie, net dat hy baie vrygewig was en derhalwe bereid was om homself so te kan onderhou. So, liewe kyker by die huis, wat is 'n praktiese les wat ons daaruit kan leer? As jy iemand is wat lief is vir Jesus en jy is lief vir die Bybel en jy het 'n besigheid, moet die hoofdoel van jou besigheid nie wees om jouself te verryk nie. Ja, jy het 'n klein salarisie wat jy het sodat jy kos het en jy het water en jy het 'n blyplek, maar die nommer 1 doel van jou besigheid moet wees om die Here se werk te doen en om die Here se werk te finansier. En ek weet nie of dit altyd waar is in baie mense se lewens nie. So dit is stof tot nadenke. Met 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 7 tot 11 ontwikkel Paulus die idee wat hy in vers 6 te werde gebring het en wys daarmee dat dit nie onbillik sou wees om van die kerk te verwag om hom en Barnabas te onderhou nie. So ons sê nie dis verkeerd nie, maar ons moet baie versigtig wees. Daar's hierdie een baie wyse man wat lank terug geleef het wat gesê het dis moeilik vir 'n ryk man om by die hemel in te gaan. Dink sy naam was Jesus gewees. Hy skryf dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang en noem dat hierdie voorskrif van die Here gekom het. Tog het ons nie van hierdie reg gebruik gemaak nie, sê Paulus. Hier in hoofstuk 9 stel die apostel 'n goeie voorbeeld. Hy verloon diself en voer aan dat dit tot voordeel van evangelisasiewerk in Korinte is. En ons almal weet dat as jy 'n tentmaker is en jy verdien jou eie geld, gaan die mense in die gemeenskap lyk dit of hulle net baie meer respek het vir jou, omdat jy nie lewe van ander mense se geld nie, maar jy maak 'n bydrae tot die samelewing en jy doen ietsie positiefs en jy verdien jou eie geld en mense kyk net na dit in 'n ander lig. So dikwels in mens op bepaalde voordele of regte geregtig. Soms is dit beter om sulke dinge prys te gee sodat jy 'n meer doeltreffende getuie vir die Here kan wees. Kan jy aan enige sulke dinge in jou eie lewe dink? So miskien is dit jou bonus aan die einde van die jaar wat jy besluit om liewer vir die Here se werk te gee. Miskien is dit 'n baie mooi duur fancy kar of 'n fancy huis of 'n verskriklike groot salaris en jy besluit, weet jy wat, meeste van hierdie geld gaan ek gee vir die Here se werk om sy werk te ondersteun. En jy mag dink, maar ek het die reg, ek het hard gewerk, ek gaan slaap laat in die aand om al hierdie geld te verdien. Maar kom ons doen 'n bietjie ietsie vir die Here se werk. Hierdie gesindheid van selfverloning, selfopofferende liefde is die karakter beginsel van God se koninkryk en van Jesus self en van sy wet. Dinsdag se titel sê leer uit die verlede. So nadat Paulus sy eie belewenis as 'n voorbeeld van selfverloning voorhou, fokus hy meer permanent op die afgodery dilemma. In 'n sekere sin bou 1 Korintiërs hoofstuk 10 voort op die idee wat hy in hoofstuk 9 vers 27 ter sprake kom, naamlik dat die apostel voortdurend selfbeheersing aan die dag moet hê, sodat hy nie op die ou ende homself as dienaar van Christus diskwalifiseer nie. So een van die maniere hoe mense hulle self kan diskwalifiseer as 'n werker of 'n dienaar van Jesus, is wanneer die liefde van geld hulle lewe so oorneem, dat dit word basies vir hulle 'n afgod. En dit is hoekom hierdie week se les oor afgodery, een van die hoofdinge waaroor ons moet praat, is die liefde van geld. Want die liefde van geld is seker die nommer 1 geloofsisteem in die wêreld vandag, reg oor die wêreld. En dis nie dat mense so seer die geld eintlik aanbid nie. Hulle aanbid eintlik die eie ek, maar die geld is nou maar net hoe hulle die tiendes en offergawes gee, aan wie? Aan hulle self, om hulle self te aanbid, om hulle self te dien. So, Paulus was baie versigtig geweest hoe hy met geld gewerk het, en ek is 'n verskriklike, ernstige persoon oor hierdie kwessie, omdat die Bybel duidelik vir ons sê, dat die liefde van geld is die wortel van alle kwaad. So dis mos 'n duidelike waarskuwing wat die Here vir ons gee, so ons moet daarvoor uitkyk. En van 'n jong kind af was ek miskien nie so ernstig geweest oor hierdie kwessie nie, maar omdat ek kan sien dat dit so 'n duidelike punt is wat Jesus vir ons in die Bybel leer, het dit vir my baie belangriker in my lewe geword, soos wat ek ouer geword het, en dit is vir my verskriklik belangrik om 'n lewe van selfverloning en selfopoffering te leef. Dit is nie ietsie wat onderhandelbaar is nie. So kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 7 tot 11. Watter sonde het Israel in die woestyn gepleeg? Let nou op die verbondsvoordele wat God die Israeliete geskenk het. Waarom lyk hierdie sondes veel erger wanneer mense dit in die lig van daardie Godgegewe voorregte beskou? En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23.000 geval. So wat is die sonde gewees wat hulle daar in die woestyn gepleeg het? Die hoof
sonde daarso was nou die afgodsdienery gewees. Maar wat het saam met dit gegaan? Om te eet volgens hulle wil, om te drink volgens hulle wil, en dan praat dit van speletjies wat gespeel was, saam met die hoereerdery. So weer en weer gaan daardie dinge hand in hand met mekaar. Of weet julle nie dat die ongeregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustige of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Baie keer dan sê mense, jy moet net asseblief uit jou foute leer. En dis baie beter om uit ander mense se foute te leer as om uit jou eie foute te leer. So, hoekom lyk hierdie sondes so erg wanneer mense dit in die lig van die God gegewe voorregte beskou? Hulle het gesien die 10 pla, hoe die Here die see vir hulle oopgemaak het, hoe hy vir hulle manna voorsien, al hierdie tipe dinge, en tog gaan doen hulle nog steeds die verkeerde dinge. En vir ons vandag is dit nog erger, want ons het hulle voorbeeld en ons het al hierdie tipe dinge, so is maklik vir ons om vinger te wys en sê, ag, jy weet, hoekom het die Israeliete dit gedoen, hoekom het Eva dit gedoen, en dan staan ons op en dan gaan doen ons presies dieselfde ding. So, ons moet bietjie na ons self kyk, soos wat ek elke week sê, voordat ons die vinger wys na ander mense. So in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 1-5 roep die volk se woestyns omswerwinge in herinnering. Die verwysing na die wolk en na die see dui op God se leiding, teenwoordigheid en beskerming. Tog kies hulle nog steeds om die verkeerde ding te doen. Wat in 1 Korintiërs hoofstuk 10 met antwoorde in 'n sekere sin hier tuisbring, is dat Christene 'n soortgelyke reis as die volk van Israel deurmaak. Ons kan sien hoe die Here ons lei, wat hy vir ons doen. So ons moet versigtig wees vir afgodery. Al is dit nie miskien meer 'n fisiese goue kalf nie, is daar baie ander dinge in ons lewe wat afgode vir ons kan wees. En die les gaan spesifiek vir ons vra om te kyk daarna. So nietemin kyk ons tog te maklik met 'n vingerwysende houding na Israel van ouds in hul ooglopende afstootlike sondes. Wat voer Paulus hier aan? Hoewel 'n geweldige voorreg die Christen te beurt geval het, naamlik dat die geskiedenis van Jesus Christus aan ons bekend is, kan ons maklik die pad byster raak en dieselfde soort sondes as Israel pleeg. Daarom moet hy wat dink dat hy staan oppas dat hy nie val nie. Ons dink baie maklik dat ons is beter as ander mense en dit moenie so wees nie. Die Bybel sê dat as ons nie bo ons kragte versoek sal word nie, midde in die versoeking sal hy die Here vir 'n uitweg sorg sodat jy dit kan verduur. Waarom swyg ons dan so maklik voor versoeking en sondig? So dis heeltemal korrek. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 13 sê die Bybel vir ons dat die Here sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. Hy sal vir ons 'n uitweg gee. Maar onthou, die uitweg is vir die mense wat lief is vir die Here. Die mense wat nie lief is vir die Here nie, wat hulle rug op die Here gedraai het, hulle gaan natuurlik versoek word en hulle gaan elke keer val. So die heel eerste vraag wat jy vir jouself hierso moet vra is, het jy 'n totale oorgawe van jou lewe gemaak aan die Here of nie? Want as jy nog nie 'n totale oorgawe aan die Here gemaak het nie, dan gaan jy definitief val. So as jy 'n totale oorgawe gemaak het en jy kom in versoeking, dan kyk jy na die beloftes van die Here se woord, die skepende krag is in daai beloftes, jy maak aanspraak op die skepende krag en dan sal die Here jou verlos. Dit is die uitweg wat hy vir jou gegee het. Die krag is in sy woord. En ek kan persoonlik getuig dat dit is waar. As daar versoeking kom in my lewe, dan gebruik ek die woord van die Here. Die krag in daardie woord self gee vir my die oorwinning. Dit het al vir my gewerk, time and time again. Ek kan nie terugdraai nie, want ek weet dit is waar. As ek sê dit is nie so nie, gaan ek vir julle moet jok. En ek wil nie jok nie, want ek weet dit is waar. En dieselfde dinge wat die Here vir my gedoen het en vir ander mense gedoen het, kan hy vir ons almal doen. So waarom swyg ons dan nog steeds so maklik voor versoeking en sondig? Hoekom is dit dat, al weet ek dat daar skepende krag in God se woord, baie keer kies ek nog steeds om die verkeerde ding te doen, en dan val ek in sonde, en dan moet ek berou hê vir my sonde, en terugkom na die Here toe, sodat hy my kan vergewe, sodat ek weer in 'n regte verhouding met hom kan staan. Want, ons dink dat sonde is baie beter as wat dit regtig is. Ons glo nie die Here se woord altyd nie. Ons is nie konstant in ons geloof in sy woord nie. Net soos Eva, die leuen van die slang, geglo het dat die Here steek ietsie vir haar weg, dat sy gaan 'n beter lewe hê en ongehoorsaamheid, glo ons dit, en dan val ons in sonde. So wat is die oplossing vir daardie probleem? Om te groei in geloof, om te groei in jou vertroue met die Here se woord. En hoe gaan dit gebeur? Deur om elke dag hom te vertrou, gaan jy groei in jou vertroue met die Here. Soos wat jy lief is vir iemand elke dag, gaan jy groei in jou liefde. Soos wat jy geloof het in God se woord elke dag, gaan jy groei in jou geloof. Woensdag sê hy gewaarsku teen afgodery. Kom ons kyk na 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 5-22. Waarom moet ons van afgodery af wegvlug? Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodedienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie, en daar het op een dag 23,000 geval.
Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustige of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan verdra. Daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek, is ons miskien sterker as hy. So terug na die vraag, waarom moet ons die afgoderry afwegvlug? Want ons sal sterwe. Dit lei net na verdriet, dit lei net na die verdorwe, slegte dinge in ons lewe. Dit is die eenvoudige antwoord oor hoekom ons afgoderry moet wegvlug. Dit is sleg vir jou, dit is sleg vir my, dit is sleg vir die heelal, dit is sleg vir die wêreld. Dan die ander belangrike gedagte wat ons daarso gekry het is, julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. 'n Belangrike gedagte hierso is, Paulus leer ons dat die God algehele loyaliteit van ons verwag. En julle weet mos elke liewe les, elke liewe week, elke liewe kwartaal sê ek vir hulle, dis 100%. Daar kan nie iets soos wees soos 99% vir die Here nie. As jy 99% vir die Here is en 1% vir jouself, gaan jy op die einde opeindig met 100% vir jouself en 0% vir die Here. Jy kan nie albei dien nie. Daar kan nie hierdie verdeeldheid wees nie en ons moet dit laat staan. Mense, luister asseblief. Ek sê dit elke week. Ons grootste probleem is nie hierdie persoon in die kerk of hierdie leier in die kerk of dit of dat of dit of dat of die regering of enigiets is dit nie. Ons grootste probleem is dat ons harte is nie totaal en algeheel loyaal aan die Here nie. Ons het verdeelde harte. Ons wil 'n bietjie van die wêreld hê, maar ons wil ook die gunste en die mooi dinge van die Here hê en dit werk net nie so nie. Dit kan nie so werk nie. En hoe vinniger ons dit besef, hoe beter is dit vir ons. So ons moet vandag kies, nie môre oormôre vir jou verjaarsdag, Kersfees of nuwejaar nie, maar vandag moet ons 'n keuse maak om 'n totale oorgawe van ons lewe aan die Here te gee. En dan gaan jy iets ondervind wat so mooi en goed is, jy sal nooit wil teruggaan nie. Dit gaan vir jou een van die beste Christen ervarings wees wat jy in jou hele lewe gehad het. Al is jy al vir 50 jaar gedoop en jy sit in die kerk, as jy nog nooit 'n totale oorgawe aan die Here gemaak het nie, jy weet nie wat dit regtig beteken om 'n Christen te wees nie. En dan sê die les hierso vir ons, luister in Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou al jou krag. So, hele siel, hele hart, al jou krag. Daar kan nie verdeeldheid wees nie. By hierdie begrip in Deuteronomium 6 vers 5 sê dit vir ons, te weet om God bo alles lief te hê, voeg Jesus ook, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So, die liefde vir God is eerste, en dan liefde vir ons naaste, liefde vir onsself. Daai is die belangrike beginsels van God se koninkryk, wat ons nie kan laat staan nie. En jy kan nie lief wees vir God as jy nie lief is vir mense nie, jy kan nie lief wees vir mense as jy nie lief is vir God nie. 'n Afgod is nie noodwendig net 'n klipbeeld nie. Mens kan so te sê van enigiets 'n afgod maak. Letterlik, jy kan van enigiets 'n afgod maak. Enigiets in jou lewe wat daardie plek van Jesus inneem, word vir jou 'n afgod. So let op die gepaste Afrikaanse werkwoord en abstrakte selfstandige naamwoord vir afgod en vir afgoding, wat vir lewende en nie lewende dinge gebruik kan word. Ek kan ander mense, troeteldiere en persoonlike eiendom verafgod. Watter vorms van verafgoding in jou eie lewe moet jy ontvlug? So elkeen van ons kan hierdie vraag vir onsself beantwoord, maar soos wat ek nou al 'n paar keer in die les genoem het, die heel populairste afgod in die wêreld vandag is die liefde van geld. Dan het ons ander dinge. Sport kan 'n afgod word. Jou werk kan 'n afgod word. Mense, 'n rolmodel, die films van die wêreld, die vermaak van die wêreld, musiek, die kleredrag van die wêreld. Al daai dinge kan vir ons afgode word. So elkeen van ons moet vir onsself vra, waarmee spandeer ons meeste van ons tyd? Waarmee is ons lief van om oor te praat? Waarmee spandeer ons meeste van ons geld? Dit gaan vir ons wys wat vir ons regtig belangrik is in ons lewe. So donderdag om afgoding te oorwin. Dit is goeie nuus. Wat is nou die oplossing? Paulus se argument in 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 1 tot 3 is dat die liefde ons teen afgoderry bewaar. Dis natuurlik mos waar. As jy lief is vir die Here, gaan jy nie lief wees vir daardie dinge van die wêreld nie. Een gaan die ander een uitdryf. Jy gaan of lief wees vir die Here of lief vir die afgoderry.
Dis kom ek sê altyd vir die jong mense, die vermaak van die wêreld gaan jou begeerte om godsdienste en tyd saam met die Here heeltemal uitdryf. Jy gaan nie die Bybel interessant vind nie, jy gaan nie oor geestelike dinge wil gesels nie. As jy die vermaak van die wêreld laat staan, gaan al daardie ander dinge vir jou in 'n nuwe lig gesien word. Hierdie sitte in hoofstuk 10 vers 23 tot hoofstuk 11 vers 1 voort en ontwikkel dit verder. In 1 Korintiërs hoofstuk 8 vers 3 praat hy van ons liefde vir God. Let nou op sy woorde in hoofstuk 10. Moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op dit wat vir ander die beste is. So dit gaan terug na waar ons begin het op Sondag mos, waar die indruk wat ons vir ander mense gee, om nie 'n struikelblok vir ander mense te wees nie. Dit is verskriklik belangrik. Ons moet nie die vryheid wat ons het en die kennis wat ons het gebruik om 'n struikelblok vir ander mense te wees nie. So kom ons kyk nou hierson na Markus hoofstuk 10 en dan ook na hoofstuk 12. Let op al die ooreenstemmende begrippe en hoe sluit dit by die kwessie wat in 1 Korintiërs hoofstuk 10 behandel word aan. So baie belangrike gedeeltes wat ons nou gaan sien hierso aan Markus, wat julle gaan sien, raak aan dieselfde temas wat ek nou al 'n hele paar keer oor gepraat het in hierdie week se les. En toe hy op die pad uitgaan, dis nou Jesus, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Ek is so lief vir hierdie gedeelte in die Bybel, want hierso kom iemand na Jesus toe en hy vra vir hom: "Hoe kan ek vir ewig lewe?" En nou gaan Jesus vir hom antwoord. En Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort doen nie. Eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." So Jesus haal vir hom hierso die laaste 6 gebooie aan: liefde teenoor jou medemens, om lief te wees vir ander soos wat jy vir jouself is. En hierso sê hierdie man vir Jesus: "Nee, jy weet, ek onderhou nou al hierdie dinge." Nou dit beteken nie dat wat hy gesê het was waar nie. Party mense sê: "Sien, hierdie persoon het die gebooie van God perfek onderhou en dit was nog steeds nie genoeg gewees nie." Nee, die doel van die storie is dat Jesus sê vir ons dat ons met sy karakter van onselfsugtige liefde hê as ons die koninkryk wil binnegaan, en hierdie persoon dink dat hy kan dit uit sy eie kry. Hy is besig om dit uit sy eie te kry en nou gaan Jesus vir hom wys dat hy is nie regtig gehoorsaam aan die wet nie of die beginsel van die wet nie. Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. So hy het nie regtig daardie liefde gehad vir die Here nie, want hy wou nie sy besittings opgee om die Here te volg nie, en ook nie eintlik liefde vir ander nie, want die Here het gesê verkoop dit en gee dit vir die arme mense, ander mense wat in nood is. So hierso wys Jesus vir hom dat hy is nie regtig gehoorsaam gewees aan die wet nie. Hy het op homself staat gemaak, sy eie geregtigheid. As hy na Jesus toe gekom het, sou hy die goeie en regte dinge kon doen deur die skepende krag in die woord van Jesus wat Jesus vir hom sou gee. Dan kyk ons na hoofstuk 12 vers 28 tot 31 en toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom: "Wat is die eerste gebod van almal? Wat is die belangrikste gebod?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie." So, daardie eerste gebod om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en jou hele verstand en al jou krag, dit is ons nou basies 'n opsomming van die eerste 4 gebooie, en dan om jou naaste lief te hê soos jouself is 'n opsomming van die laaste 6 gebooie. En Jesus sê dat daardie 2 is gelyk. Hoekom? Want die beginsel wat onder daardie 2 gebooie is, of die 10 gebooie is onselfsugtige liefde. Of dit nou liefde is vir God of liefde is vir mens, albei van dit is onselfsugtige liefde, en daarom sê Jesus dit is gelyk. So party mense dink: jy weet, die 10 gebooie is nie meer geldig in die Nuwe Testament nie, maar hierso gee Jesus ons die beginsel van daardie 10 gebooie, van die eerste 4 en van die laaste 6. Ons kan sien hoe belangrik dit dan daar is. So wat is die kwessie? Hoe raak dit 1 Korintiërs hoofstuk 10 aan? Wel, dit het definitief te doen met die afgoderry. Dat Jesus moet eerste wees in ons lewe. Dit moet nie die liefde van geld wees nie. Dit moet nie die liefde van self wees nie. Dan aan die einde daarso van donderdag sê dit vir ons: ons moet almal ons naaste lief hê soos onsself. Hoe kan jy leer om dit voluit te doen? Wel, die eerste belangrike stap wat ons moet doen is: ons moet die Here eerste stel in ons lewe. As ons Jesus in ons lewe het. En hoe doen ons dit? Hoe prakties doen ons dit? Dit beteken, as jy jou Bybel oopmaak, as jy die Gees van Profesie oopmaak, en jy sien die woord, die geskrewe woord, as jy die lewende woord, Jesus in jou lewe wil hê, moet jy daardie geskrewe woord in jou lewe aanvaar. Dit beteken, jy moet gewillig wees om te lewe volgens daai woord, glo dat daar skepende krag in daai woord, om dit waar te maak in jou lewe, en dit is hoe Jesus dan in beheer gaan wees van jou lewe.
En as hy in beheer is van jou lewe, dan gaan jy lief wees vir ander mense. Hoekom? Want Jesus was lief gewees vir ander mense. So ek is seker daar's baie mense wat vir jou wonderlike wenke kan gee oor wat jy kan doen om jou naaste lief te hê. Jy moet vir hulle koekies bak en dit doen en dat doen en al hierdie tipe dinge en dis baie mooi wonderlike raad. Maar die heel eerste belangrike stap is dat jy moet 'n Christen wees. Jy moet wedergebore word. Anders sal jy nooit ooit enige ware onselfsugtige liefde vir ander mense kan wys nie. Dis die belangrike stap. En dan is daar al hierdie ander wonderlike wenke wat mense met ons deel oor hoe ons daardie liefde vir mense kan wys. Die belangrike beginsel natuurlik is om ander mense te behandel soos wat jy behandel wil word. Baie mense noem dit mos nou maar die goue reël. Dan as ons kyk daarso na Vrydag se deel van die les, Patriarge en Profete, baie mooi hoofstuk daarso. Gaan lees dit asseblief, dit is beskikbaar in Afrikaans. Daardie hoofstuk verduidelik ook vir ons hoekom 'n God van liefde, hoekom dit nodig vir hom is om die sondaar te straf. Hoekom dit goed is vir die sondaar en ook natuurlik goed is om die heelal van sonde te beskerm. So dan is daar 3 aanhalings hierso uit die Gees van Profesie. Ek gaan dit vir ons lees. Die eerste een hierso uit die Advent Review en Sabbath Herald. Ek so lief daarso oor hoe die Afrikaans daarso 'n vertaal. Ai. As ons liewers ons interpersoonlike bande reg wou inspann, dink net aan die positiewe impak wat dit sou hê. Elkeen wat geestelike seëninge van die Here ontvang het, het 'n belangrike plig, naamlik om ander se lewenspad daarmee te verlig. So jy die waarheid en die rede hoekom jy die waarheid is om met ander mense te deel, om ander mense te help. Dis nie om net daarop te sit nie. Dan sal elkeen wat die Here opreg liefhet, ophou om die eie ek te verafgod. Liewe kyker by die huis, ek gaan eerlik wees met julle oop kaarte speel. As jy net hierdie 3 aanhalings Vrydag gelees het, dan het jy alreeds verskriklike mooi dinge gelees en geleer vir hierdie week se les. Wat jou gaan help om afgode, dienery en seksuele en morele dinge, al daai tipe dinge te vermy. Paulus doen 'n beroep op sy medegelowiges. Elkeen moet hom of haarself afvra, watter uitwerking het my woorde en my dade op ander? Voort moet hulle niks doen, hoe onskuldig dit ook al blyk te wees, wat lyk asof dit afgodery goedkeur of wat gewetensbesware by swak gelowiges gaan ontlok nie. Of julle eet en of julle drink of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Besonder geldig is die apostels se waarskuwing aan die gemeente in Korinte. Vir elke tydvak in die kerkgeskiedenis 'n waarskuwing wat veral ook op die hedendaagse kerk gerus is. Vir Paulus is afgodsdiens nie net die aanbidding van afgodsbeelde nie, selfsug en gemaksug, die bevrediging van die aptyd en van welles, die word daarbey ingesluit. Baie mense soos wat Paulus sê, hulle maak hulle maag 'n afgod. Hulle eet net vir plesier, net vir die smaak en nie vir die gesondheid om hulle liggaam as 'n tempel van die Here te aanskou nie. As jy iets doen wat heeltemal geoorloof is, maar dan agterkom dat dit die vooruitgang vir evangelisasie benadeel, moet jy dit liewer staak. Moenie enigiets doen wat mense minder ontvanklik vir evangelie kan maak nie. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouend vir almal nie. So dit beteken nie doen sonde om jou te help om beter te evangeliseer nie. Nee, natuurlik nie. Dit beteken dat daar's baie dinge wat ons kan doen, maar wat ons kies om liewers nie te doen nie, sodat ons bruggies kan bou met mense, sodat ons mense kan evangeliseer. Dan het ons 4 besprekingsvrae hier op Vrydag. Die eerste een sê, volgens Paulus kan die gedrag van 'n volwasse Christen soms die groei van 'n onervare Christen belemmer. Dink aan potensiële situasies waar dit die geval is. Let weer op die feit dat ons God bo alles en ons naaste soos onsself moet lief hê. Waarom is hierdie beginsel die enigste manier om die uitdaging die hoof te bied? So onthou, 'n voorbeeld wat ek kan dink kan miskien Kersfees wees en die Kersboom. Daar's mense wat bietjie meer kennis het, wat miskien al gelees het wat die Gees van Profesie daarvan sê. Daar's ander mense wat miskien nou nog nie dit gelees het nie. En so ons wil nie daardie vryheid hê as ons 'n kennis het oor hierdie saak om nou 'n struikelblok vir ander mense te gaan veroorsaak nie. Ons wil liewers met mense deel en so die mense wat sterker is in die geloof en die mense wat swakker is in die geloof moet tyd saam met mekaar spandeer. Hulle moet bietjie gaan sit saam met mekaar, bietjie gesels sodat hulle by mekaar kan leer en dan gaan daar baie beter samewerking wees onder ons gemeenteledere. Maar die probleem is, ons praat nie met mekaar nie. Ons praat van mekaar en oor mekaar, maar ons praat nie met mekaar nie. En dit veroorsaak net soveel misverstand en dit is onnodig. So waarom is hierdie beginsel die enigste manier om die uitdaging die hoof te bied? Want as daar hierdie oop kommunikasie is en ons leer by mekaar, en God is eerste, dan dink ons nie aan die eie ek en ons eie selfsugtige motiewe en redes nie. As gelowiges moet ons op hoede wees, aangesien ons ook in die stryk van afgodsdiens beland. Kan jy aan enkele voorbeelde van sulke afgode dink? Soms gebeur dit selfs dat goeie dinge vir afgod kan word. Kan jy aan voorbeelde hiervan dink? Wat meer is, hoe weet mens wanneer iets wat jy baie geniet 'n afgod verander het? So iets goeds is geld. Die Here het vir ons geld gegee, ons koop kos en ons voorsien vir ons gesinne en ons kan voorsien vir sy werk, maar die liefde van geld kan vir ons 'n afgod word. So, hoe kan ons weet wanneer iets vir ons 'n afgod geword het? Wanneer ons
verskriklik baie tyd daaraan spandeer, meer tyd daarmee spandeer, as wat ons met die Here en ander belangrike dinge spandeer. Al ons geld gaan daaroor, dis alwaar ons dink, alwaaroor ons praat, dan natuurlik is dit iets wat vir jou baie belangrik geword het, en miskien 'n afgod. Paulus sê, maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar, sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Wat kan 'n mens op grond van hierdie week se les as prediker van die evangelie diskwalifiseer? Wel, ons baie klein dingetjies wat ons oor kan gesels, maar kom ons praat net oor die groot sambreel idee. As die liefde van die Here nie die eerste prioriteit in jou lewe is nie, dan is jy onmiddellik gediskwalifiseer as 'n prediker van die evangelie. Jy is onmiddellik gediskwalifiseer om 'n ouer te wees, of 'n man of 'n vrou te wees, of selfs 'n vriend te wees. Die liefde van die Here moet die eerste prioriteit in jou lewe wees. As daar enige ander afgod is wat die eerste prioriteit in jou lewe inneem, of dit nou die liefde van geld is, of dit nou kos is, of dit vermaak is, of sport is, of jou werk is, of musiek is, wat ook al dit mag wees, dan is daar probleme. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 spreek Paulus hom teen die gevare van afgodediens uit. Julle moet wegvlug van die afgode, sê hy. Waarom is afgoderry dan so sleg? Want dit gaan jou vernietig. Dit vernietig jou geluk, dit vernietig jou vreugde, jou vrede, en dit gaan jou op die einde van die dag die ewige lewe kos. So, liewe kyker by die huis, as julle nie enigiets verstaan het waaroor ons hierdie week gepraat het nie, kom ons sê dit eenvoudig. In alles wat ons doen, of ons eet of drink, werk, praat, dink, wat ook al ons doen, alles moet wees tot die eer van die Here en nie vir onsself nie, nie vir die eie ek nie. As die eie ek die prioriteit is in ons lewe, dan is ons afgode dienaars net soos die mense wat die kalf aanbid het. Die Here moet die eerste prioriteit inneem in ons lewe. En hoe gaan dit gebeur? Deur om selfverloning, onsself te verloon, ons eie gedagtes en ons eie idees eenkant te sit en die Bybel te neem, die woord van die Here, die gees van profesie, en kies om die menslike poging te maak om volgens dit te lewe en te glo dat die skepende krag is in daardie woorde om dit waar te maak in ons lewe, sodat Jesus sy lewe dan sal uitleef deur ons. Die lewende woord gaan geopenbaar word in ons lewens, omdat die geskrewe woord aangeneem word deur ons en ons strewe om daar volgens te lewe. En dit is nie moeilik nie, dis net daai keuse wat ons moet maak, maar die krag word klaar voorsien deur die Here en dit is wat dit vir ons maklik sal maak. Kom ons sluit ons oor vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons tyd kon neem om 'n bietjie les te gesels hierdie week vir les nommer 5. Asseblief Liewe Heer, laat die eie ek sterf, sodat Jesus sal regeer in ons lewens, dat alles wat ons doen tot eer en glorie van sy naam sal wees. Ek bid vir elke kyker by die huis, u sien hulle gebedsversoeke, elke kommentaar onder aan hierdie video, ek dra hulle aan u op. Dankie dat u vir ons voorsien vir al ons geestelike behoeftes, doen wat ook al nodig is, Liewe Heer, sodat ons oë gefestig op Jesus sal bly. Ek bid en ek vra al hierdie dinge in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle aangesluit het vir nog 'n episode van Gesels bietjie les. Onthou om daardie boodskappe te gaan luister en dan die tiener week se boodskappe, daai 12 boodskappe, hulle is lekker kort, so 25 minute elk. Die link is daarso in die kommentaar van hierdie video, so julle kan daarna gaan kyk. En dan sien ek julle weer volgende week vir les nommer 6, dan gesels ons bietjie les.